Ek groet julle. So, ek bly vandag so deur die Bybel, nadat ek my Bybelstudie gedoen het. En ek kyk net so, die Heilige Gees lei my net so deur verskillende verse. En ek kom op hierdie 'n reeks verse af, wat strek van die Ou Testament tot by die Nuwe Testament, van almal verse wat vir my stigtend was, wat vir my soveel inhou. En ek voel net ek wil dit met julle deel, dat julle dit ook kan sien en ervaar wat God vir ons hierso wys. Reg, ons begin sommer vroeg in die Bybel by Genesis 4, vers 13. Julle sal onthou van Adam en Eva se seuns. Nou, ek kyk spesifiek hier na Kain. Nou Kain was die snaakse een, die rowwe een sal ek sê. En ons weet wat alles met Kain gebeur het, en hier staan geskryf, daarop sê Kain vir die Here, my skuld is te groot om te dra. Onthou, hier het Kain en Abel en Eva en hulle het almal direk met God gekontak daai tyd. Daar was nie 'n Jesus of Heilige Gees met wie hulle gepraat het nie. Hulle het met God gepraat. En ons sal ook nou weet en verstaan dat hulle nie 'n Bybel gehad het nie, nog nie op daardie stadium nie. En God het hom ons sy broer doodgemaak, en Kain, God het hom 'n merk gegee, sodat die wêreld sal weet. En dit is wat Kain hier probeer sê. Daarop sê Kain vir die Here, my skuld is te groot om te dra, want almal wat nou hierdie merk aan sy kop sien, gaan weet dat hy 'n moordenaar is. Maar so dra ons baie keer self ook letsels op ons gesigte, wat die wêreld kan sien dat ons is nie kinders van die Here nie. Met ander woorde, ons is kinders van die dood, nê? Want as jy in die Here is, dan is daar lewe in oorvloed. So kyk ons nou na Psalm 51, vers 11. Kyk nou hoe spring ek hier deur die woord van die Here, maar almal het vir my so sterk betekenis. Hier staan, verberg u aangesig vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede. Nou wanneer jy besef, jy loop rond met hierdie merk aan jou, hierdie merk wat jou verdoem, 'n merk wat vir die mense wys, ek is nie 'n kind van die Here nie, ek is nie 'n bloedgewaste volger van Jesus nie. Nou die mense wat nie hulle self identifiseer daarmee, gaan vir hulle sal dit nie pla nie. Maar wanneer jy 'n skuld in jou ronddra, 'n skuldgevoel teenoor die Here, dan gaan dit jou altyd pla. Dit gaan jou altyd herinner van daar's vir my meer in die lewe as net dit wat ek het, net dit wat ek doen. Baie keer dan is dit hierdie skuld, hierdie ongeregtighede wat jou so negatief beïnvloed in jou lewe, dat jy voel, jy bereik nie sukses nie, jy styg nie bo uit nie, en om negatiewe denke te hê en negatiewe woorde te spreek, is negatiewe vloeke wat jy oor jouself bring. So wanneer jy dan die Here aangeneem het en jy lewe in geregtigheid in die naam van die Here volgens sy voorskrifte, dan gaan hy in elk geval al hierdie skuld en skuldgevoel en die sondes basies wat ons van praat, né? Want alle skuldgevoel is sonde wat vergewe moet word, wat aan jou hang, wat aan jou akkumuleer, soos wanneer jy in modder loop en pak op aan jou skoene, en hoe verder jy loop, hoe meer word het, en hoe swaarder word het. Maar ja, dan gaan ek toe verder deur die woord van die Here, en ek kry by myself Matteus 5 sê vir ons 'n interessante ding. Daar sê Jesus vir die mense, voorwaar, ek sê vir julle, nou as die Here so sê, as Jesus so gepraat het, dan is dit 'n so groot goddelike waarheid uit die hemel uit. Ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, nou voor die wegraping, voor die wederkoms
voor die einde van die tyd, né, sal nie een jota of een titeltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie. Met ander woorde, die wet van die Here sal nooit verval vir solank die aarde bestaan nie. Solank hier 'n wêreld is waarop ons bly, sal die wet van God van krag bly. Nee, dit is onvermydelik. Jy gaan nie, want dit beteken net vir ons weer om te sê dat alles wat jy verkeerd doen, gaan die wet teen jou hou, die wet sal jou aankla daarvoor. So gaan ek toe verder deur die woord van die Here. En hy vat vir my na, hier so baie, wat is so geweldig baie skrifte wat praat van bevryding, verlossing en skuldvergifnis en alles. Maar so kom ek toe by 1 Petrus 2. En 1 Petrus 2 vers 9 sê vir my wonderlike woorde, fantastiese, heerlike woorde. En hy sê vir my, wanneer ons nou besluit het, hierdie skuld is vir ons te veel, soos wat Kain ook gesê het, hierdie las is te swaar om te dra. En ons gaan na Jesus toe en sê, Here, hier is dit, ek gee op, ek kan nie meer nie. Neem die Here aan in jou hart, lewe volgens sy insettinge, lewe naby aan Jesus, lewe in die spore van Jesus. Dan sê hy vir ons, maar julle is 'n uitverkore geslag. Wie het ons uitverkore? Wie sal ons tog wil kies? Ons is vuil sondaars. Maar Jesus het ons uitverkore met sy bloed aan die kruis. Hy het ons vrygekoop, né? Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom. Gaan doen navorsing, kyk wat beteken hierdie, wat is die omskrywing van hierdie woorde, 'n koninklike priesterdom. Die koninklike verwys na 'n adelike stand. Priesterdom verwys na 'n goddelike stand, om te verkondig die deugde van hom, Jesus, wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbaarlike lig. Hier is ons hele bevryding, hele verlossing, word ons skuld vrygestel. Jy is nie meer 'n skuldenaar nie, jy is nie meer onder die druk en die las van die wêreld nie, want Jesus het ons geroep uit die duisternis, tot sy wonderbaarlike lig. Amen, hoe wonderlik is dit nie, né? Hy gaan verder, dan sê hy daarso in 1 Petrus 3 vers 12, 'n wonderlike vers. Mense, dit is so, vat dit vir julle vandag, lewe daarvolgens, want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed. Wat sê hy hierso? Ons is altyd onder sy oë, ons is onder sy goddelike bewaking en sy ore tot ons gebed. So ons gebede word verhoor. Hoekom? Omdat ons regverdiges genoem word in sy oë. Maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. Nee, dit is maar waar ons almal was, nee. Maar ons het daardie besluit gemaak en nou sien God ons, sien die Here ons as regverdiges en sy ore luister na ons gebede. Wonderlik, heerlik, lieflik, hoe kan 'n mens anders as om net daarteen te dans en te juig van blydskap, opgewonde. Want alles, hier is ons in 1 Johannes 5, vers 4, hy sê vir ons, want alles wat uit God gebore is, onthou, Korintiërs sê vir ons, omdat ons in Jesus wedergebore is, het ons nuut geword, alles het nuut geword, ons is 'n nuwe skepsel. Dan sê hy so, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin, as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is. Jy is gered, jy is vrygemaak, omdat jy glo dat Jesus die Seun van die Allerhoogste God is. Wees geseënd, mag julle 'n wonderlike, geseënde, God gevulde dag hê. Mooi dag vir julle.